Welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 17 Junie. Vandag lees ons saam Galasiërs 5, vers 1 en 13 tot 25. En ons gaan dit lees uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Here, U is my toevlug en my krag. Help my om vas te staan in die vryheid wat U my gee. In hierdie oomblik maak my hart stil, sodat ek nou U stem kan hoor te midde van die storms van my lewe. En lei my nou in U vrede. Amen. Galasiërs 5 vanaf vers 1. Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid en moet julle nie weer onder 'n slawe juk laat indwing nie. Julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soog voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle, soos ek julle al vroeër gewaarsku het. Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Die openingswoorde van hierdie bekende gedeelte in die Bybel tref my opnuut. Vrygemaak om werklik vry te wees. Paulus begin nie met teologie nie, maar met tautologie. 'n dubbele herhaling van vryheid. Vryheid is waarvoor Christus ons vrygemaak het. En dan kom gee hy 'n vreemde gedagte. Dis iets waarin ons moet in vas staan. Vryheid word dikwels aan losheid, openheid, grensloosheid gekoppel. Om vry te wees is om te kan kom en gaan soos jy wil. Dit impliseer beweging, dink, vlieg. Maar om vas te staan in vryheid val vreemd op die oor. Vas en vry.
Dit staan teenoor ingedwing onder 'n juk. Vir Paulus is daar net 2 opsies in die lewe. Vryheid of slawerny. Vasstaande of onder 'n juk. En die 2 staan lynreg teenoor mekaar, sê Paulus. En let op, by een kry jy werke en by die ander een vrug. Meervoud vir werke, enkelvoud vir vrug. Eersgenoemde, sê Paulus, is goed bekend. Dis immers die hoofopskrifte wat die beste verkoop. Daarteenoor staan die vrug van die Gees enkelvoudig en minder sigbaar. Dis ook nie 'n klomp aparte vrugte nie, maar een organiese, lewende vrug wat uit die Heilige Gees groei. Liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dit is alles dieselfde vrug van 'n lewe wat vas staan in die vryheid van 'n vrygemaakte lewe. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat die wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En dan kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.